My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love. Soos 'n duivel kom neerdal en daar het 'n stem uit die hemele gekom: U is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Wie van julle wil graag hoor by God, jy het my behaag? Wie wil graag hoor, jy's my geliefde seun en my geliefde dogter en ek is so bly oor jou. Jy's my blou oog. Jy's my oogappel. Amen. Jy's nie die middelkind nie. Jy's nie die swart skaap nie. Jy's die oudste een wat altyd perfek moet wees en jy's die jongste een wat altyd bederf word. Sê vir jou langs jou, I wish. As jy God se is, dan is jy dit. Sy geliefde kind, as jy hom gehoorsaam is. Hallo? Markus 1 vers 9 het dit vir ons gesê. Nog 'n rede waarom ek en jy kan dink is vir Jesus belangrik is sy laaste opdrag voordat hy hemel toe gaan. Voordat hy opvaar hemel toe, is sy laaste opdrag aan sy disippels: gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Beteken as Jesus begin het met die doop en hy eindig met die doop, natuurlik na bekering, maar ek kom nou daarby. As ek en jy moet vra, maar wat is die doop nou eintlik? Wat is die doop vir my en vir jou? Wat is die betekenis daarvan? Dan sit in die eerste plek is dit 'n illustrasie van die dood, die begrafnis en die opstanding van Jesus. Wanneer ek en jy tot bekering kom, het ons nog net by die kruis uitgekom. Ons het nog nie by die begrafnis en die opstanding uitgekom. Maar wanneer ek en jy gedoop word, dan kom ons by die begrafnis en dan kom ons by die opstanding uit. So die doop word vir ons daai illustrasie van wat dit is om betrokke te wees by Jesus se sterwe, sy begrafnis en sy opstanding. In die tweede plek is dit 'n illustrasie van my nuwe lewe as 'n Christen. Dis vir ander mense 'n illustrasie van wie is ek nou in die Here. Die derde rede is, die doop red jou nie. Die doop is 'n heenwysing dat jy gered is. Dis 'n illustrasie dat jy gered is. En ek het daar 'n voorbeeld gesit van 'n trouring. Hierdie trouring is nie wat my getroud maak nie. Hierdie trouring het my vrou vir my gegee as 'n illustrasie dat ons getroud is. Ek moet eers vra sê I do. Hallo? Ek kon nie hierdie ring kry voordat ek nie gesê het I do. Sal jy my lief hê? Nee? Wat is hy? Van die moratoriaan, elke jaar in en uit, of ek siek is en of ek gesond is. Maar ek moes eers sê I do, voordat ek hierdie ring kon kry. Ek kon hierdie ring
deur Timo gekoop het. En hom aangesit het. Maar dit sou my nie getroud gemaak het nie. Maar omdat ek getroud is, dra ek hierdie ring aan die linkerhand, by hierdie ringvinger. Hy was nie 'n ringvinger totdat hy nie 'n ring gekry het. Maar as hierdie ring aan die regterhand hang, wat sê dit? Sê jy was getroud. Jy het nie gehou by I do nie. Maar omdat hy aan hierdie hand hang, dan beteken dit elke vrou moet kennis neem, sorry ek is klaar gevat. Hallo? I belong to her now. Wat beteken hierdie doop? Jy kan deur daai doopwater gaan en jy kan aan die ander kant uitkom as 'n papnat sondaar. Maar wat sê daai doop? Daai doop sê ek het by die kruis uitgekom om Jesus Christus aan te neem as my persoonlike saligmaker en in daai doopwater gaan ek nou begrawe word dat die ou mens begrawe kan word en ek kan opstaan in 'n nuwe lewe en I belong to Jesus. Sorry devil. Sorry Satan. Sorry demone, ek behoort aan die Here. En almal moet kennis neem en die hele wêreld moet kennis neem en vandag gaan ons 'n paar mense begrawe en ons gaan hulle laat opstaan in 'n nuwe lewe sodat die hele wêreld kan kennis neem hulle behoort nou aan Jesus. Dit illustreer my inkorporering in die familie van Christus. Ek en jy kan gered wees. Maar ek en jy maak nog nie deel uit van die familie nie. Maar is asof daai doop volgens 1 Korintiërs 12 ons inlyf in die liggaam van Christus. Ons is saam ingelyf. Ons is familie. En jou familie kan jy nie kies nie. Hallo? Jy kan nou links en regs gedraai het vir die ou gesê, hier sê as dit as ek moes kies, sou ek jou gekies het. Maar aangesien God jou gekies het en God het jou gered en die bloed van Jesus Christus het jou skoon gewas van al jou sonde en die krag van die Here het jou kind van God gemaak, daarom moet ek jou aanvaar, jy's my boetie en jy's my sussie. Hoekom moet ek gedoop word? Hoekom kan ek nie net 'n kind van God bly? Hoekom kan ek nie net sê ek is gered want ek het Jesus Christus aangeneem as my persoonlike saligmaker en verlosser? Hoekom is dit nodig dat ek gedoop moet word? En dan sê in die eerste plek word jy gedoop want jy wil die voorbeeld van Jesus volg. Kan ek net 'n toets doen? Wie wil graag soos Jesus wees? Ek glo almal. Ek glo almal. Almal van ons wil soos Jesus wees. Wat beteken ek gaan doen wat hy gedoen het? Ek wil sy voorbeeld volg. Die tweede rede is, dis 'n opdrag. Dis nie 'n versoek nie. Dis nie as jy sou wou nie. Dis nie as jy, if you feel like it nie. Dis 'n opdrag. Hy sê dit 2 keer. In Matteus 28 vers 19 sê Jesus dit self, gaan dan heen, maak disippels. Dis die opdrag vir die kerk. Die opdrag van die kerk is, gaan heen en maak disippels, maar moenie net dat dit daar bly nie, doop hulle. Moenie net hulle gered kry nie, moenie net hulle sondes vergewe kry nie, doop hulle. Die kerk het altyd bekend gestaan as die wederdopers, en die AGS kerk het bekend gestaan as die krokodille, want al wat hulle sien wil hulle water toesleep. Vanmôre is ons nie krokodille nie. Ons is vanmôre gehoorsame kinders van God. As God gesê het, jy moet hom doop, dan moet ons hom doop. Die tweede opdrag is wat Petrus aan hulle wat so pas tot bekering gekom het, toe hulle vra, wat moet ons doen? Of die mense wat dan nou hoor, hoe hulle in tale praat, die mense vra, wat moet ons doen? Ek wil hê wat daai ouens sê.
ek wil kan kry wat hulle gekry het. Ek sien hierdie ouens in tale praat en tonge van vuur wat op hulle sit en I want what they have. En hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So saam met die opdrag is daar 'n belofte. As jy die gehoorsaam is aan die opdrag, sal jy die belofte verkry. Jy sal gevul word met die Heilige Gees van God. Die doop is dis 'n stap van gehoorsaamheid. Dis 'n ding wat ek doen omdat ek God wil behaag. Baie mense sal vir jou sê, maar dis nie so belangrik om gedoop te word nie, dit gaan oor die redding. Maar as jy Markus gaan lees, Markus 16, dan kom Markus 16 en hy wil dit amper as eenmalige gebeurtenis beskryf. Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Hy sê, hulle wat gered is en gedoop is. Nee, hy sê dit anders. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Dis wat hy sê. Hy wat glo en hom laat doop, maar dan gaan hy by die volgende een en hy sê, maar hy wat nie geglo het nie, sal veroordeel word. So dan is die doop nou nie daar aangereken. Maar dis amper asof hy redding wil saamsit van, en hier's my verduideliking. As jy waarlik gered is, sal jy die Here wil gehoorsaam, sal jy die Here wil volg, en dan sal jy gedoop wil word. Hallo? Maar as jy jou nie wil laat doop nie, en jy sê jy is gered, dan twyfel ek of jy gered is. Want jy wil dan nie gehoorsaam wees. Kyk gegooi. Naaman is vir ons 'n voorbeeld. As jy die storie van Naaman gelees in 2 Konings 5 vers 14, dan beskryf dit Naaman as hierdie wonderlike man, hierdie held van die volk, maar hy het een nadeel, hy's melaats. Elke medalje wat hy het, word gekanseleer deur die betalje in sy lewe. Hy is melaats. Nou gaan hy, en hy hoor, deur 'n diensmeisie, hoor hy van 'n profeet in Israel. Hy vra sy koning om met daai koning te praat, en daai koning sê vir hom, wie dink jy is ek? Dink jy ek kan hom gesond maak? Dink jy ek is God? Maar intussen hoor die profeet daarvan, en die profeet sê, laat hy na my toe kom. Nou kom aan Naaman, groot man. En hy verwag, die profeet gaan nou uitkom, en hy gaan sy hand oor hom waai, en hy gaan 'n woorde, magic words oor hom spreek, en hier sit die profeet in die huis, hy sê vir die diensknegt, gaan sê vir daai ou, hy moet hom gaan was. 7 maal in die Jordaan. Hy gaan nie eens uit na hom toe. Naaman is so ontsteld, want ek het verwag, ek sal met respek behandel word, ek het verwag, hy sal kom, en hierdie wonderlike ritueel uitvoer, sodat ek gesond kan word, en hoekom kan ek my nie in die skoon waters gaan bad, wat ek aan gewoond is nie, hoekom moet ek na die vuil Jordaan toe gaan? En die profeet sê, ek het gesê wat ek gesê het. Die diensknegte oortuig Naaman, as hy van jou enigiets anders gevra het, sou jy dit gehoorsaam het. As jy wil so graag genees word, wil jy nou nie maar hierdie ding ook doen, al moet jy jouself in die vuil Jordaan gaan was. En dan gaan hy in die woord van die Here sê, toe hy gehoorsaam is, daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer, soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. Gehoorsaamheid is nie altyd gerieflik nie. Gehoorsaamheid is nie altyd gerieflik nie. Weet jy, daar's mense wat al reeds gedoop is, wat al die pad Israel toe sal gaan, om net in die Jordaan gedoop te wees. Want dit is daai vereenselwiging met Jesus Christus. Ek het die voorreg gehad om my vrou te doop in die Jordaan.
ek gaan vir julle iets sê. Ek is nie gedoop in die Jordaan. Want ek het geglo daardie dag, toe ek my hart en lewe vir die Here gegee. En ek gedoop is in Brakpan Wes gemeente, in daai doopbad, het ek waarlik my hart en my lewe vir die Here gegee. Is ek waarlik bevry van al my sondes, en ek het my laat doop op grond van die opdrag van Jesus Christus. En daai doop is nou nog geldig. Halleluja. Kyk gou. Partykeer vra die Here van jou iets wat nie vir jou gerieflik is nie. Party van julle wat hier voor gaan kom staan, hou nie daarvan om voor mense te staan nie. Om in daai doopbad te gaan klim is ongerieflik, maar ons het dit so gerieflik as moontlik gemaak. Ons het die water vir jou warm gemaak. Jy kan bly wees, jy's nie in IJsland nie. Dan moes hulle 'n stuk ys uitsny en jou in daai water doop. Ek glo natuurlik, 'n ou wat in koue water gedoop is, val nooit weer terug nie. Jy's te bang jy moet weer gedoop word. Halleluja. Daarom sal my keuse wees om jou in die koue water te doop. Ek weet 'n ou is gered as hy in daai water inklim. Hy sê, Here Jesus. Kyk gou hier. Ek en jy moet kan weet, hierdie is my eerste openbare getuienis. Dis die eerste geleentheid wat ek vir die hele wêreld wil vertel, ek is gered. Hierdie doop is vir die hele wêreld om te weet. En weet wat sal my partykeer teleurstel is, dat wanneer ons kom by die doop, dan sal baie mense uitgaan. Baie mense sal huis toe gaan, baie mense sal sê, nee, ek gaan nie langer bly nie. Terwyl ek julle as kerk wil vra, kom ons deel hierdie spesiale oomblik met daai doopskandidate. Kom ons gaan nie huis toe wanneer hulle gedoop word nie. Kom ons wees hier om dit saam met hulle te deel, en kom ons wees saam met hulle bly oor dit wat God in hulle gedoen het. Ek en jy kan nie sien wat in hulle harte gebeur het nie, maar wanneer hulle daar gedoop word, dan weet ek en jy iets het in hulle harte gebeur en hulle is vrygemaak. Nou kom Kolossense 2 vers 12, hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek word deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode uit opgewek het. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. As hierdie die brief was, wat vir my en vir jou sê, hoe skuldig ek en jy is. As hierdie die bevel was wat uitgevaardig is, dat ek en jy vir ewig veroordeel is, het Jesus Christus gekom, en Jesus Christus het gesê, my bloed het jou vrygewas, en alles wat jy voorheen gedoen het, is aan die kruis vasgenaal. Wat doen ons met die doop? Ons bewys vir die hele wêreld, daai ding het met my gebeur. Ek het so rukkie terug, het ek die voorbeeld gebruik, seun kom gegooi. Ja, jy. As jy omkyk, dan is dit jy. Ek wil hê jy moet gou weet. Miskien moet ek dit so doen. Kan ek gou 'n toets doen? Wie in hierdie kerk het al gelieg? Nou Christus het ons sondes op hom geneem. Nou jy moet nou vat wat ek nou vir jou gee. Al julle geliegery was op hom. Wie van julle het al kwaad gepraat? Ag, nou lieg 'n klomp van julle. Ek wil nie eens vra, wat is die ander sondes wie hulle gedoen het nie? Kan ek die hande sien van hulle wat ander sondes gedoen het, wat ek nie genoem het nie? Daar's 'n hand wat opgaan, daar's 'n hand. Nou,
Weet wat wil ek vir jou gesê? Kyk wat het Jesus vir my en vir jou gedoen. En daai skuldbrief om te sê wat jy verkeerd gedoen het, is aan die kruis vasgenaal en daarom moet jy jou laat doop as bewys dat hy het dit skoon gewas deur die bloed van die lam. Baie dankie. Geef hom 'n lekker handeklap. Matteus 32:33 sê elkeen dan wat my bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor die Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Ek en jy wil nie Jesus verloon nie en ek wil ook nie hê dat God moet my verloon of Jesus moet my verloon, dat Jesus moet sê ek ken hom nie. En dis waar my gehoorsaamheid inkom. Dat ek gehoorsaam is aan die Here met my hele wese. Kyk gou hier. Die 4de rede is ek het my met Christus. Galasiërs 3:27 sê want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus het julle bekleë met Christus. Hy sê in die Engels, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Die ander vertaling sê, and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes. Julle gaan nou sien, die mense wat gedoop word, het ons so 'n wit kleed wat ons omsit. Nou ons hoef nie dit aan te trek nie, maar daar's iets rondom, ek het my bekleë met Christus. En ek is nou in hierdie wit klere, en eintlik moet ons vir hulle met gewone klere doop en dan as hulle klaar is vir hulle die wit klere gee. As 'n bewys van jy's nou bekleë met Jesus Christus. As ek en jy vandag moet vra, hoe moet ek gedoop word? Efesiërs 4:5 sê daar's een Here, een geloof, een doop. Dan beteken dit, daar kan nie 'n verskillende doop wees nie, daar moet net een doop wees. Handelinge 8:38 sê vir ons, of hy gee vir ons eintlik twee gedeeltes. Die een is in Markus 1:10. Hy sê en dadelik toe hy opgeklim het uit die water. Dis nou Jesus. Toe hy opgeklim het uit die water, beteken die water moes nogal diep gewees het. Toe hy opgeklim het uit die water. Handelinge 8:38 sê en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop en toe hulle uit die water opklim. Spreek van die doop vereis baie water. Hoe dikker ons is, hoe meer water. Amen. Want hoekom? Want die bloed van Christus het jou heeltemal skoon gewas. Die water is 'n heenwysing na die totale afwassing van ons totale ou lewe. Sê 'n bietjie haleluja. Want die woord wat hier gebruik word vir doop is die woord baptizo, en die woord baptizo is afgelei, die woord is bapto, en dit beteken om in te druk of onder te druk, om totaal en al onder die water in te druk. Hulle het hierdie woord gebruik wanneer hulle klere daai, wanneer hulle klere kleur, dan druk hulle daai klere heeltemal onder die water, dan het hulle hom gebapto. Vat jou beskuitjie. Jou beskuitjie in die oggend. Wat doen jy met hom? Jy doop hom. Nee, wat beteken ek en jy weet wat dit is om gedoop te word? Dit beteken om totaal en al onderdompel te word. En dan, in die naam van Jesus, sê Handelinge, almal is in die naam van Jesus gedoop, maar Jesus self het gesê, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek het 'n ou gehad wat vir jare, elke keer wanneer ek 'n doopdiens hou, dan kom hy met sy teologiese redenasie, en hy probeer om almal te oortuig, as jy nie in die naam van Jesus gedoop is nie, is jy verkeerd gedoop, en jou pastoor het jou verkeerd gedoop, want jy moes in die naam van Jesus, want Petrus hulle, en almal in Handelinge, het die doop gedoen in die naam van Jesus.
En jy moet net in die naam van Jesus gedoop word. Nou ek wil vanmôre vir hierdie kerk sê, ek is meer gehoorsaam aan Jesus Christus self, as wat ek gehoorsaam is aan hoe die ander ouens dit gedoen het. Ek sal dit doen soos wat Jesus gesê het, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou wanneer moet ek gedoop word? Wat ek gedoop word, Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So beteken die doop is altyd na redding. Maar Matteus 28 vers 19 sê, maak disippels en doop hulle. Handelinge 2:38 sê, bekeer julle en laat julle doop. Beteken die doop volg altyd na bekeer. Ek wil gou ding regstel. Weet jy wat ons ouers, en dis nou maar hoe hulle geleer is, het hulle beste gedoen, en hulle het ons baie keer, en baie van ons is nou gedoop toe ons kinders was of babiekies was. Daai besprinkeling is nie die doop waarvan die Bybel praat. Ons ouers het 'n belofte aan die Here gemaak, hulle sal ons grootmaak in die vrese van die Here. En hulle het goed gedoen, en hulle het hulle beste gedoen wat dit aanbetref. Maar jy kan nie die Here dien op grond van jou ouers se geloof nie. Jy moet die Here dien op grond van jou geloof. En jy word gedoop nie op grond van jou ouers se geloof nie. Jy word gedoop op grond van jou geloof. Jy moet dit kan glo met jou hart, en jy moet dit kan bely met jou mond. Ek het Jesus Christus aangeneem as my saligmaker en verlosser. Handelinge 2 vers 41 sê hierdie woorde. Die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is om daardie dag omtrent 3000 siele toegebring. Die offer, nadat Filippus vir hom die hele evangelie verkondig het daar op die wa, het hy gevra, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? En Filippus sê, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. En hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moet stilhou, en hy het albei afgeklim in die water, en Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. So jou belydenis is eerste, jou geloof is eerste, jou bekering is eerste, en daarna die doop. Paulus sê dit, of van Paulus word gesê, en dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Julle weet, Paulus het mos kragtadig tot bekering gekom op pad na Damaskus. God praat met hom, en hy val van die perd af, en het hierdie verblindende lig wat hom skyn, en sy oë is heeltemal verblind. En toe hy vra, wie is dit? Toe sê hy, ek is Jesus wie jy vervolg. En hy sê, wat wil jy hê moet ek doen? Vra hy vir die Here, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here sê, ek wil hê jy moet 'n instrument in my hand wees. Gaan, en daar sal vir jou gesê word. Toe stuur die Here vir Ananias, en Ananias wou eers nie gaan nie. Maar Ananias is gehoorsaam, en toe hy gaan, toe hy vir hom bid, val die skille van sy oë af. En die eerste ding wat Paulus doen, nadat hy kan sien, is hy word gedoop. Paulus en Silas in die tronk, en ons weet, hulle daai aand 'n heerlike gesangdiens, 'n heerlike lofprysingsdiens daar in die selle. En as gevolg van hulle lofprysing skud die Here daai tronk, en die tronkdeure gaan oop, en die tronkbewaarder wil eers sy homself om die lewe bring, want hy dink hulle het vrygekom, en hy het geweet hy gaan doodgemaak word as daai gevangenes vry is. Maar toe uiteindelik skree hulle vir hom en sê, moenie jouself skade aandoen nie, ons is nog hier. En hulle begin om die evangelie aan hom te verkondig. Die woord van die Here sê, en hulle het hom die woord van die Here verkondig, en almal wat in sy huis was, en in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Wat 'n herlewingsdiens. Eers het hulle 'n lofprysingsdiens, en toe het hulle 'n revival service. Halleluja. Sê, doen dit weer, Here. Sê saam met my, doen dit weer, Here. Doen dit weer, Here. Nee, Cornelius, sien ons, in Handelinge 10 vers 47, hy sê, niemand kon tog die water weer, jy weet wat gebeur. Petrus is op die dak besig om te bid, God kom en hy wys vir hom 'n visioen van onrein diere, 3 keer na mekaar, en hy weier om te eet, nadat God vir hom gesê het, eet. Hy sê, Here, ek het nog nooit in my lewe onrein goed geëet, ek gaan nie nou begin. En net daarna is Cornelius, stuur 'n klomp mense om hom te kom haal. God het vir hom gesê, jy het guns in my oë gevind, omdat jy 'n godsdienstige man is. Jy het guns in my oë gevind, laat vir Petrus al.
En Petrus kom, hy kom by Kornelius, hy sê ek weet nie hoekom is ek hier nie, maar kom ek vertel jou wat ek weet. En hy vertel hom van Jesus Christus. En daai dag neem Kornelius Jesus Christus aan as sy persoonlike saligmaker en verlosser. En weet jy wat doen? Die Here doop hom met die Heilige Gees nog voordat hy gedoop is in water. God doop hom met die Heilige Gees. En Petrus sê, hoe kan ek nou keer? Ek sou, as dit ek was, sou ek nie hierdie ou gedoop het nie. Die doop is eintlik net vir die Jode wat tot bekering gekom. Ek sou nie hierdie Italianer gedoop het nie. Maar hier kom die Here. En die Here vul hom met die Heilige Gees. En dis wat Petrus sê. Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Kind van God, as ek en jy weet wat is in stoor, sal ek en jy, nadat ons tot bekering gekom het, ek wil dit sê, jy het nog nie aangekom nie. As jy gedoop is, wonderlik, jy het nog nie aangekom nie. Maar wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, het jy ook nie aangekom nie. Dit is die begin van jou Christelike pad. Dis die begin van jou pad met die Here. Dis waar jy toegerus word om uiteindelik kragtige instrument in die hand van die Here te wees. Al wat God vra is, bekeer jou, laat jou doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 3 vrae wat ek jou wil vra. As jy nog nie gedoop is. Die eerste vraag is, glo jy? Het jy jou al tot die Here bekeer? As jy nog nie het nie, vanmôre is 'n goeie geleentheid. Die tweede vraag wat ek jou wil vra is, en wat jy eintlik vir jouself moet vra, miskien het jy jou hart vir die Here gegee. Maar wat moet jy nou doen? Die vraag is, of die antwoord is, laat jou doop. Die derde vraag is, wat verhinder jou? Wat is op hierdie stadium jou struikelblok? Kom, ek gaan gou iets regmaak. Baie mense sê, nee, ek moet eers hierdie ding los en ek moet eers daai ding los. Ek kry dit nie in die Bybel nie. Heiligmaking kom nadat jy gehoorsaam was. Heiligmaking kom nadat jy gehoorsaam was. God vra jou, wees gehoorsaam. Hier's 3 vrae wat ek wil vra vir die wat reeds gedoop is. Die eerste een is, lyk ek nog soos iemand wat gesterf het met Christus en saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe? Net jy kan hy vraag antwoord. Die tweede vraag is jy al vervul met die Heilige Gees? Moenie dink jy kan deur hierdie wêreld gaan sonder die doping met die Heilige Gees nie. Moenie tevrede wees om sonder die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees in jou lewe te wees nie. Jy kan 'n kragtiger instrument in die hand van die Here wees as jy gevul is met die Heilige Gees. En dan die derde een is ek regtig deel van die liggaam? Want die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 12 vers 13, want ons almal is ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Kyk gou na die ou langs jou. En kyk nie met veroordeling nie. Kyk met verwagting. Wat gaan God doen met daai ou langs jou? Wil jy nie net jou hand uitstrek na die ou langs jou? En sê net, Here, gebruik hierdie instrument. Gebruik hierdie instrument. Gebruik hierdie instrument. Laat U naam vereer word in elke hart en lewe. Kan ons oë sluit? Kan ek vanmôre vra? Is daar enige iemand in hierdie kerk vanmôre wat vanmôre sê, pastoor, ek het gehoor wat jy vir my gesê het en ek het nog nie by hart en my lewe volkome vir die Here gegee nie. Ek kan nie vandag met sekerheid sê ek is 'n kind van God nie, maar ek wil graag 'n kind van God wees. Wil jy nie jou hand opsteek en sê, pastoor, bid saam met my, ek wil graag 'n kind van God wees. Daar's 'n hand wat opgaan, daar's 'n hand wat opgaan, daar's 'n hand wat opgaan. Ek gaan jou verdere vraag vra, die wat kan staan. Net daar waar jy is, staan in jou bank op. Jy wat nou jou hand opgesteek het, staan in jou bank op. Is nog mense wat hulle hande opgesteek het, staan.
En dan sê jy vanmôre, nou gaan ek vra dat die gehele gemeente saam met my sal bid en saam met hulle sal bid. Sy hardop agter my aan, Vader, ek kom vanmôre en ek dank U vir U liefde. Ek dank U vir U seun. En ek kom vanmôre en ek wil U vra dat U, Here, my vanmôre sal red en my 'n kind van God sal maak. Ek bely vanmôre, Here, ek is 'n sondaar en ek kan myself nie red nie. Maar ek erken vanmôre, Jesus het vir my gesterf en hy het vir my opgestaan en hy het vir my die pad gebaan terug na die Vader. En ek vra U, Here, vergewe my al my sondes. Neem my vanmôre aan as U kind. Reinig my, heilig my, maak my soos Jesus. Here, ek kom en ek kom bely, Jesus Christus is my saligmaker en my verlosser. En ek neem hom vanmôre aan as daardie verlosser in Jesus naam. En ek dank U, Here. Amen. Gee die Here 'n lofoffer. Jy kan jou sitplek neem. Forever mine. Come on, sing that. You are forever mine.